sê dankie, is altyd lekker om die naam van die Here groot te maak en die sitplek en neem. Ek wil amper sê, dit is nie fair nie. Maar, ja, julle sal maar met sitplek gewoon vastmaak, die Here het my woord verander, en die laaste liedjie so byt vas, ek weet ook nie wat gaan kom nie. Kom ons gaan kyk na die woord van die Here, Jona die eerste hoofstuk van vers 2, sê die woorde, maak jou klaar, gaan hier na die groot stad, Nineve, preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. En Jona het klaar gemaak om na Tarsus te vlug in die aangesig van die Here weg. En hy het by Jafo aangegaan en die skip gevind na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daar geklim en saam met hulle na Tarsus gevaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het geskenk met 'n sterk wind op die see gewerk en toe die groot storm op die see ontstaan en die skip gevaar geloop om skille te lei. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanaand vir ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade. En Here, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. En Here, baie dankie dat ons weet, U goedheid en U guns is voor ons vanaand. Ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Die Bybel sê in 1 Samuel 15 praat en ons sê, waarom het God te behaag? Het God te behaag in brandoffers? En sê, nee, God het te behaag in jou gehoorsaamheid. En terwyl ek vanaand voor die Here lê besig is om te dink aan die woord, te praat die Here met my oor hierdie gehoorsaamheid, wat hy van ons verwag en wat hy vanaand wil hê. Terwyl ek daar agter staan, sê die Here vir my, ek wil hê jy moet vra, waarom vlug jy van die aangesig van God? So ek gaan vanaand daaroor bedien, oor waarom vlug jy van die aangesig van God? Nou jy sien, ons is geneig om allemaal in ons lewens, is ons mense wat nog kerk toe gaan, en ons soek na die dinge van die Here, en ons probeer om by God uit te kom, ons probeer om sekere dinge te doen in ons lewens, maar daar is 'n plek wat ons baie keer bereik, waar ons voel, ek wil nie hê, God moet het sien, ek wil nie hê, God moet weet, wat in my lewe aan die gang is hier, dat weer vanaand sê, pastoor, ek ken gelukkig nie daar die plek nie, dan wil ek vanaand vir jou sê, pas op, want daar is 'n plek in ons lewe, wat God vir ons sê, ek wil hê, jy moet dit doen. En as gevolg van ons ongehoorsaamheid, vlug ons van die aangesig van God. Ek het vanmorgen met iemand gepraat en vir die persoon gesê, mis jy met die kerk, wat gaan? Gesê die persoon, ons weet, ons kom, ons voel ons so stillig. Gesê ek wil nie stillig voel, mense lief. Het gaat nie weer om stillig te voel nie. Nee, maar hulle sê, hulle voel stillig, hulle liever wegbly. Want jy sien, hulle is so bang, ons vraag, wat gaan aan, of hoekom is hulle nie hier, of wat is hulle gaan? En daarin begin die Here met my te praat oor, dis nogal snaaks, dat wanneer die duiwel jou in hierdie strik gevang het, wanneer jy in hierdie een ding vastgevang is, van ek moet vlug, ek moet nie doen, of ek moet nie daar uitkom nie, dan wil ek vir jou sê, jy vlug van die aangesig van God af, want weet jy wat, baie keer, wanneer ons in 'n situasie kom, in ons lewens, dan voel ons wil liewers te weghardloop. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al so gevoel, ek het al gevoel, ek sal liewers wil weghardloop, ek wil nie wees nie, ek wil nie nou hier meer deel nie, ek wil nie hier vastgevang wees nie. En die ergste van alles is, ek gaan lees toe, hier die stuk waar God vir hom sê, met Nineve te gaan, na die groot stad toe.
jy sien, hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. En daarom toe ek dit lees, toe begin in my hart op te kom, waarom styg hulle boosheid dan so op? Is dit as gevolg van sonde, of is dit as gevolg van ongehoorsaamheid? Jy sien, daar sekere goed, wat ek en jy baie keer mee besig is. En dan dink ons, dis nie so erg nie. En weet wat is die ergste van ons? Soos vir die volgende vers, asseblief Colinda, in die derde vers sê daar so, en hy het geld betaal. En is toch ontsnaaks, ongehoorzaamheid, kost een man een paar rand. Ek weet nie of jy dit erachter gekom nie. As jy van God vraag, en God sê nee, en jy doen dit, dan betaal jy skoolgeld. Ek weet of jy dit nie. Jy sal leer, totdat jy hier die toets gaan slaag. Jy gaan skoolgeld betaal, in elke omstandighede. Wat het Jonah gedoen? Hy het geld betaal, om weg te vlug, van die aangesig van God af. Waarom het hy gevlug? Want hy het gevoel, hierdie is nie my roeping nie, hierdie is nie wat God wil hê ek moet doen nie. Ek dink ek weet van beter, kan ek nog vanavond vir jou sê, is omdat ons baie keer van beter weet, in ons menslike aspek, dat ons vergeet, God is in beheer van ons lewens. Dit gaan jou nie te stand kom. Hy betaal hierdie bedrag, hy betaal hierdie geld om weg te kom. Hy betaal hierdie weg, hierdie geld om te vlug na Tarsus. Maar Tarsus het nie 'n behoefte nie. Jy sien, God sal jou nie na 'n plek bestuur waar daar nie behoefte is nie. God sal jou nie na 'n plek te vat as daar nie behoefte is nie. God sal jou nie op 'n pad lei as daar nie 'n behoefte is nie. God sal jou nie in mense se lewens plaas as daar nie 'n behoefte is nie. God sal jou nie vat en jou by 'n wensige plek insit as daar nie 'n behoefte is. Maar iets van God nie. Jonah klim op hierdie skip. En hy dink wel, die Here het gesê, raak my van die kant. So ons snaaks, dat ons baie keer in dit wat God sê, in die teenoorgestelde rigting begin beweeg. Jy sien, baie keer sê God vir jou om iets kleins te doen, maar jy gaan liewer agter die groot goed aan. Hoor wat ek jou sê. Ons hak so agter die fame en die fortune aan, terwyl ons God sê, draai om in 'n volwasse vloer. Here man, ek is eintlik behoort op die stage, weet jy wat? God kan jou nie op die stage gebruik, as jy nie die vloer eers klaar gemaak het nie. Daar is 'n sekere proses, waardeur God elkeen van ons gaan sit. Daar is sekere goed, wat God wil hê, jy moet deurgaan, sodat jy kan kom op die plek, waar jy sê, I'm not elevated, I'm at the feet of Jesus. Maak my 'n diensknegt van 'n lewende God, en maak nie saak waar ek is, of wat ek doen nie. Ek wil sit aan die voete van Jesus Christus. Jy sien, ons grootste probleem is, dit gaan nog te veel oor wat ek wil hê. So waarvan praat jy? God sê van hulle vir jou toe, maar jou hart sê, Tarsus, lê beter. So ontsnaaks, dat baie keer, wanneer God vir jou sê om iets te doen, daar soveel meer geleenthede opspring. Jy sê, maar wanneer geleenthede homself voordoen, of aan jou deur klop, moet jy verstaan, daar is uitdagings aan die ander kant van die deur. Geen ding wat God vir jou sê, gaan die uitdagings bring nie. Die Bybel sê, in die volgende vers, en God het die wind opgesteek. Man,
Snaaks as die bootjie die kant toe gaan en die wind werk nie saam nie. Hy word gedraai, nie deur wat hy dink nie, maar deur die wind, deur die dinge wat hy nie verstaan nie. Ek wil het vanaand verstaan, en ek wil moet hoor, jy moet regtig mooi luister. Dis baie keer, wanneer ek teen die wil van God optree, of baie keer, wanneer ek in ongehoorsaamheid wandel, dat ek moet verstaan, daar die storm wat ek in is, gaan my skip sink, daar die storm gaan maak, dat my lewe in gevaar kom, daar die storm gaan maak, dat het voel, ek is nie meer in beheer nie, maar ek dank God vanaand, as hy jou geroep het, as hy vir jou sê, dis wat ek wil hê, jy moet doen, sal hy jou daar kry, ongeacht, wat jy wil, of nie wil doen nie. Ek wil nie vanaand praat oor die vis nie, want ek weet, hier die ouwe oorboord, dat hom oorboord gegooi is, die vis en gesluk, 3 dae later op die strand uitgespoeg. Wauw! Snaakse God ou se mind kan verander. Want ons jou pad neem is op pad Tarsus, en die totaal vir Tarsus. Maar ek het 'n ander plek gekry, waar jy op pad is. Kan ek maar vanaand vir jou sê, baie keer in ons lewe, lyk die vyand en die fortune na die regte goed. Het lyk na die plekke wat ons moet najaag. Het lyk na die dinge waar ons moet gaan. Maar wat sê God vanaand vir jou? God sê, I don't need fame and I don't need your fortune. What I need tonight is, I need an ear that listens, an ear that obeys, an ear that says, God, I'm willing to do no matter what you say in my circumstances. Dis vir my snaaks dat Jona moes eers op die plek kom waar hy verloor voordat hy kan wen. Het jy al lang gedink? Wat het Jona verloor? Ek dink sy sak met sy klere. Ek dink sy tasie wat hy gepak het. Sy kostuum, sy tasie het verander. En dit is niks nie. En wat het jy nodig? Om in die vierde gaan niks nie. En solang ek net in die aangesig van God kan wees. Ek wil even het hoor vanaand. Ek weet nie vanaand van jou nie. En ek gee nie om wat God vanaand in my lewe doen of waarheen en my stuur nie. Maar solang ek sy aangesig kan sien, solang ek nie vlug van dit wat God vanaand vir my instoor het nie, solang ek op die plek is, waar God vir my sê, luister! Jesaja 55 sê, luister, en jou siel sal jy. Ek sê, kan ek maar vanavond vir jou sê, ongehoorsaamheid maak ons nie doof nie, dit maak ons dood. Ongehoorsaamheid maak, dat ek baie keer nie die verskil kan hoor tussen God se stem en die wêreld se stem nie. Jy sien, dit het my begin pla, en ek het nou aan te dink, 'n geleentheid gehad om 'n paar jong mense te sit en gesels. Toe sê ek vir hulle, moenie kyk hoe naby jy aan die wêreld kan draai, om te wys jy is 'n kind van God nie. Dis nie wat God van jou vra nie. God sê nie vir jou om in die wêreld in te gaan en soos hulle te word nie. Ek wil weer aanhaal daar die ding wat ek nou gesê het op Facebook wat gesê het, Jesus walked among the sinners. He never changed. They did. Jy sien, wat ek wil vanavond vir jou sê, as een ou langs jou sonde doen, is het vir jou maklik om sonde te doen. Maar as iemand jou reg help, is het nie so maklik nie. Dan is het nie so maklik om te doen wat ek wil doen nie. Ek sê nou so, dat die Jona in Nineve kom met God, 'n stad
wat hy wou verwoes het, 'n stad wat hy wou uitgewis het, 'n stad wat hy wou plat gevee het, omdat hulle boosheid na hom toe opgestyg het. Weet jy hoeveel dinge moet verkeerd gaan, dat die boosheid van die wêreld opstyg na God? Hoe kan ek maar vanavond sê, ons leef in 'n wêreld waar God ons al die boosheid van die wêreld sien, maar ek dank God vanavond, daar's manne en vroue wat nog vanavond sê, as God dit sê, sal ek dit doen, waar God my wil hê, daar wil ek wees, want ek weet vanavond verseker, God seën gehoorsaamheid. Die stad kan vergaan, veral wat ek omgee. Hy was nog so 'n bietjie onder dwang. Hy gaan preek God, en daar kom, daar breek herlewing uit in Nineve. Mense wat verkoud geraak het, het lewendig geword. Doodsbeendere het lewendig geword. Mense wat geestelik dood was, het lewendig geword. Daar kom herlewing. Jona gaan sit onder 'n boom. Hy kyk na die stad en hy sê, ek wag dat God hom moet uitwis. Want ek gesê, dis wat hy gaan doen. Kan ek het vanavond vir jou sê, ons arbeid partykeer aan mense. Ons probeer om mense by God uit te kry. En die oomblik as God in 'n siel ren, dan dink jy, ek geleer was eintlik bedoel vir jou. Dis nie waarheid nie. Ek het nou aan gesit en dink ek weer aan 'n biker wat my innig gechallenge het. En hoe hy sy dien, so het God sy siel. En weet jy wat? Die hardste man word 'n man met passie vir God. My vraag is, waarom wil jy vlug van die aangesig van God? As jy vanaand staan op 'n plek in jou lewe waar jy wonder of God jou nog lief het, of jy wonder of jy besig is met die regte dinge, of jy wonder of jy gaan suksesvol wees met wat jy aanpak, dan wil ek vanaand vir jou sê, pas op, want God gaan 'n verandering bring, en hy het nie jou goedkeuring nodig nie. Daar's 'n opskrif in Job, wat sê die hele natuur wys daarop, dat God is onverskrokke, en doen geen rekenskap van sy dae. Ek sê die plek wat jy nou gehad het, God moet uitwis. Want jou vyande is daar binne. Het God gegaan en jou vyand verander in 'n volgende. Ek weet nie vanaand van jou nie. Ek moet vanaand terugkom na die plek toe, want dalk het ek myself vandag van die aangesig van God. Miskien het ek werkheid. Miskien het ek gevlug.
Kan ek dit vanavond vir jou sê, en ek wil dit hoor, jy moet rarig mooi luister wat ek sê. God het dit nie teen Jona gehou om die Tarsus te gedraai nie. Want hy teruggedraai minder vrede. God gaan nie vanavond jou sonde en jou ongehoorsaamheid teen jou hou, as jy terugdraai na dit wat God jou voorgeroep het nie. Kan ek het maar vanavond sê, vergewe my, stop playing on your emotions. Stop responding on your emotions. Respond on God's word. As jy nie vanavond by God gehoor het nie, moet nie doen nie. Het gaan jou dier te staan kom, jy gaan 'n prys betaal, jy gaan seer kry in die proses, jy gaan voel jy gaan jou lewe verloor. En weet wat die ergste van alles? Jy kan dieselfde ding gaan doen in Tarsus as wat God jou voorgeroep het in Nineve en die sal beslukking wees. Maar as jy doen wat God sê, sal God jou omstandighede verander. Ek wil met vanavond baie mooi hoor. Ek wil nie met negatief raak wanneer die kerk te vol raak nie. Want God het my vanavond 'n ding gewys. We're back on a mission. En weet wat is die missie? Om weer te vertel, Jesus red en genees. En hy doen nog steeds met sy Heilige Gees. Jesus het vanavond, God het vanavond my gesê, om weer die verklaring te maak. Hy is nie dood nie, hy leef, hy het opgestaan, en hy leef tot aan alle ewigheid toe. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek het 'n boodskap, I've got a mission. Dat is iets wat God wil hê, ek vanavond moet doen. En as God vir jou nog niks gesê het nie, dan moet jy weet, jy is nie in hoër afstand van hom nie. So waarvan praat jy? Jy dien God op met jou lippe, maar jou hart is so 'n bietjie ver. Dus wanneer jy nou weer genoeg kom, dat jy kan hoor wat hy sê, dan verander hy alles. Wat jy gedink het onmoontlik is. Jona beleef met Nineve toe. Ek het loop al vir Tarsus. Dan sit ek op 'n skip. It's going to cost you nothing. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, vergewe my. Partykeer val ek jou in 'n vis se maag 3 dae. Partykeer val ek jou in 'n woestyn. Partykeer val ek jou in 'n put. Ander keer in 'n leeukuil. Ander keer in 'n brandende vuuroond. Maar een ding weet ek verseker. God is besig om my te vorm vir dit wat voor lê. So ek wil jou vanavond vra, kyk na jouself. Ek kan nie namens jou praat nie, ek kan nie namens jou besluit nie, ek kan nie namens jou antwoord nie, ek kan nie namens jou voor God gaan staan nie. Maar daar gaan 'n dag kom, dat hy dalk vir jou gaan vra, waarom vlug jy weg voor die aangesig van God? Ek sit vanavond immers tussen 10 mense, wat ek weet,
wat vanaand hemel toe gaan. As wat ek tussen 1000 mense sit, en ek wonder oor my eie saligheid. Maak seker, die ouens met wie jy jou omring, is mense wat God se aangesig soek. Nie sy hand nie, sy aangesig. En al is dit sy jou moet maak en jou hoef my asseblief. Hou op vlug oor jou verlede. Hou op vlug omdat jy dink jy is nie goed genoeg nie. Hou op vlug omdat jy dink dis nie my deel nie of dis nie vir my bedoel nie. Hou op vlug omdat dit al benede jou is. Hou op vlug omdat jy voel God kan iemand anders gebruik. God is persistent. As hy jou geroep het vir 'n taak, gaan hy nie veel meer maak gee nie. Al moet hy jou pad die langer maak, al moet hy dit moeiliker maak, al moet jy die woestyn stuur, maar jy sal kom op die plek waar God wil hê jy moet wees. As jy vanaand hier sit en sê, Here, ek wil nie vlug van die aangesig nie, maar help my om die aangesig te soek, steek op jou hand na God toe. Ons sal met jou bid. Dankie vir die hand en reg oor die grond gaan. As jy hand opgesteek het, sal jy saam mee opstaan, asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. God vra vanaand die vraag, wat moet ek nog laat gebeur voor jy gaan luister? Jy is al deur die pyn, jy is al deur die krisis, hy storm het jou nie oorweldig nie, hy vuur het jou nie gebrand nie, maar nog steeds hardloop jy weg. Waarom vlug jy nie vir my aangesig? Ek wil jou vanaand nooi, ek wil jou vanaand challenge. Kyk op, soek sy aangesig. Het gaan nie beteken dis maklik nie, het gaan nie beteken dis lekker nie, het gaan nie beteken dit is die beste pad nie, maar wat het wel gaan beteken, ek is onder die beskerming van 'n lewendige God, en maak nie saak wat my kant toe kom nie. Amen. God sal hierdeur ook vat. Hy die diagnose wat die dokter jou gegee het jy gedink is die einde. God sê, I've got you covered. Ek wil jou net 'n bietjie terugbring na die pad toe. Daai posisie waar jou werk wat jy verloor het, God sê, ek wil jou maar net weer so 'n bietjie op die pad bring. Jou net weer so 'n bietjie uithaal uit 'n gemaksoor uit en vir jou wys, ek is nog steeds jou God. Onze Vader, wat in die hemel is, ek kom vanaand na u toe, met groot afhanklikheid. Ek kom vanaand om te sê, Here, vergewe my. Ek het al weggedraai van die aangesig, ek het partykeer weggeskraam, ek het partykeer probeer wegloop, ek het partykeer probeer om iets weg te steek, maar ek besef vanaand, God, is besig om 'n pad te stap met my. Ja, ek het skoolgeld betaal. Ek het seer gekry. Ja, ek wil vanaand elke persoon wat my seer gemaak het, ingedoen het, my probeer breek het, my probeer doodmaak het, wil elkeen vanaand vryspreek in die naam van Jesus.
wil vanaand vergewe en sê, net soos dat God my vergewe het, sal ek jou vergewe. Onvoorwaardelik. Ek wil vanaand kom en vra, Here, verander my. Here, ek wil nie sit en moan oor dit wat U nie gedoen het nie. Ek wil U loof en prys oor dit waarmee U besig is. Here, ek is so dankbaar dat U vanaand met my praat. Val ons vanaand toe met die liefde en die genade. En dankie dat ons weet, Here, U praat met ons. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek sit lekker neer. Terwyl die musiekspan na vore gaan, vir die laaste gedagte met julle deel. Jou in jou lewe voor die toedeur gestaan. En dan kan jy klop, en jy kan roep, en jy kan maak wat jy wil, want die sleutel is nie in jou hand nie. Maar weet het is lekker, as ek vanaand by my huis kom en ek haal die sleutel uit my sak uit, en ek stap na die deur toe, en ek sluit hom oop. Ek maak die deur oop en ek stap in, omdat ek weet, anderkant hierdie deur is my veilige plek. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Gehoorsaamheid is die sleutel tot jou veilige plek in Gods teenwoordigheid. Gehoorsaamheid is reeds dit wat ek vanaand moet doen om te kan uitstap as 'n oorwinnaar. Jy kan vanaand dieselfde hier uitstap as wie jy ingekom het. Jy kan vanaand hier uitstap en niks het verander nie. Dis okay met my. Maar God het my verander, sodat ek ander kan verander. Ek wil vanaand die verklaring maak en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil vir my lewe. Dis al wat ek vra. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan saam vir die laaste lied, die broers en vriende, en vra die Here dat ons voor dit